Hartlike goeiemôre, wat se dag is hierdie? Dit is Woensdag, nee, en dit is petroldag. Maak seker jy kry jou petrol, my boetie en sussie. Nêrens op God se woord staan daar enigiets van 'n krywa en gaan mekaar abba nie. Nee, die Here het gesê, volg my. So en dit is wat ons moet doen. Ons moet die Here volg. So kom kry jou petrol, maak seker jy kry jou petrol. Gaan in by 'n cell meeting, by 'n biduur, gaan kry jou petrol om jou deur te dra vir die res van die week. Halleluja. My naam, Danie Gerwen, en vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons bietjie praat oor die tyd is nou. Nou, daar was so 'n klein seentjie gewees wat vir sy oupa gesê het: "Oupa, wanneer is die beste tyd om te bid?" En sy oupa sê vir hom: "Net so voor jy sterwe. Net so voor jy doodgaan, dan moet jy bid." En die klein seentjie kyk hom so aan en sê: "Maar oupa, hoe? Want jy gaan mos nie weet wanneer jy doodgaan nie." Hy sê: "Dis presies. So dit is hoekom jy altyd moet bid. Altyd deur, heeldag, waar jy ook al is, bid tot God, want jy weet nie wanneer jy tot sterwe gaan kom nie. So dit is belangrik om gebed toe te pas in jou lewe. Nou baie van ons sal sê, weet jy wat, ek sal bid, sodra ek klaar is met wat ek besig is, dan sal ek 'n gebedjie opsê. Of ek sal gaan bid net so voor ek in die slaap raak, dan as ek in die bed klim, dan gaan ek bid. Of ek sal bid wanneer ek die tyd kry. Wat as jy nie gaan klaar kry waarmee jy besig is nie? Wat as jy nie die bed gaan haal vanaand as jy moet gaan slaap en jy wil 'n gebedjie opsit nie? Of wat as jy nie die tyd gaan kry om 'n gebed op te sit nie? Dis hoekom dit so belangrik is om 'n gebedslewe te hê. En baie mense dink, o, jy moet op jou knieë gaan en jy moet nou so gaan sit en ek moet gaan bid. Nee man, daar waar jy bestuur, kan jy met God praat. Daar waar jy by jou werksplek is, terwyl jy werk, kan jy met God praat. Gebed, die Here hoor ons gebede. En maak nie saak waar jy is en hoe besig jy is nie, daar's altyd tyd om te bid. En dit is belangrik dat ek en jy 'n gebedsverhouding het met Abba Vader. Halleluja. Hoor wat sê God se woord vir ons hierso in Filippense 4 verse 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed. So met ander woorde, jy is nie besorg oor niks nie. Jy is opgewonde, jou begeertes wat jy het, doen jy alles deur gebed, die smeking en danksegging bekend kan word by God. So met ander woorde, ek en jy moet met dank na die Here toe kom. Ons kom bid, ons kom nie net met 'n bakkant en vra nie. Ons kom gee vir die Here eer, ons kom bedank hom. Here, ek dank U dat U my vanoggend wakker gemaak het. Ek dank U vir wat ek vandag gekry het om te eet. Maak nie saak of dit net 'n snytjie brood was nie, maar ons dank die Here. Amen. Hy sê verse 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Halleluja. Die ander gedeelte wat ek ook wil bring, daar's 'n gedeelte ook in God se woord, nou kan ek nie die woord onthou nie, maar hy sê nader tot Jakobus 4 vers 7 en 8. Hy sê nader tot God en God sal tot jou nader. So dit is belangrik dat ek en jy tot die Here nader. En hoe nader ons na hom? Deur ons gebede, nee. Amen. So hoor wat sê Jeremia 29 hier vanaf verse 12. Hy sê, en dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Want baie keer dink ons, die Here hoor nie my gebed nie. Ek bid teen die ceiling vas, die Here hoor my nie as ek bid nie. Die woord sê, as julle my aanroep en heen gaan in gebed, ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hart. Met ander woorde, wanneer ek en jy na God toe gaan, ons bid nie met 'n wishlist nie. Ons kom na God toe en ons sê vir hom, Here, dankie vir wat U gedoen het. Here, dankie dat U ons deurgedra het. Kom na die Here toe met gebed. Jy het nie nodig om 'n boek te gaan skryf om hoe om 'n gebed te doen nie. Uit jou hart uit. Praat net tot God, want hy hoor ons en hy antwoord ons gebede. Amen. Die woord sê vir ons dat hy antwoord die gebede van die regverdige. Halleluja, kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend net so 'n bietjie kan gesels oor gebed. Ja, Here, baie keer voel ons, wanneer ons bid, dan luister U nie, U hoor nie my gebed nie, of ek weet nie hoe om te bid nie, ek bid nie reg nie, want daai man, hy bid sulke mooi gevleelde woorde. Here, U deursoek ons hart en ons niere, en U weet wat ons nodig het, nog voor ons gevra het. Abba Vader, ek bid en vra dat U ons sal leer
hoe om met u te kan praat, hoe om tot u te kom en te sê, Here, hier's ek, help my, red my, genees my, raak my aan, verander my denke. En Here, in u antwoord ons gebede, ons eer u daarvoor, in die mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan vandag, daar waar jy is, spandeer bietjie gebedstyd met Abba Vader en sien hoe daar verandering plaasvind in jou lewe. 'n Geseënde Woensdag, onthou, gaan kry jou petrol. God bless.